So Klein Karoo saadproduksie hardloop 'n eie saadproduksieprogram wat jy nog nooit van gehoor het nie en wat waarskynlik een van die belangrikste goed is wat die Karoo aan die gang hou. So ons praat 'n bietjie vandag by hulle boeredag oor die moedersaadproduksie, presies hoe werk dit en hoe doen hulle die goeie se. Luister 'n bietjie hierso. Almal welkom geheet. Nou namens die produksietegnologie span wens ek julle 'n lekker dag toe, laat julle dit gaan geniet hier by ons en baie welkom. Die span bestaan uit myself, ek is Nico, my van is Minnie en dan is dit Jaco Engelbreg, Leon Bunting, hy staan aan die ander kant, julle gaan hom nou ontmoet. Dan is dit Tino Singe, hy is oral op die perseel vandag en dan is daar ook Kian Snyman. En dan het ons twee bye hierso vir ouens wat bestuivingsmoeilikheid het. Hulle is te hier, hoor. Ek weet nie wat hulle prys nie. Julle moet self onderhandel. Ek kan nie daar inkom nie. Daar's julle oplossing. Daar's julle oplossing. So as almal, julle kan tussendeur vir julle ook iets kry om te drink, hoor. Moenie hier sit en dehydreer en warm en koud kry nie. Help julle self asseblief. Maar baie welkom. O ja, dan het ons familie ook nou nog hierso. Al die families, die name kom uit of die variëteite wat ons doen, of 'n genusnaam van soos Daucus is byvoorbeeld wortel se genusnaam, Daucus carota, maar plat witboer is ons nou 'n pompoen, ons weet dit almal, en dan Red Burgundy die rooikop, dit is 'n ei wat ons doen en dan is dit die kinders, Harrier en Crown of wat is haar naam, Crimson Sweet, dis mos 'n wat lemoen. So maar die ma is redelik besig hier, julle kan sien daar's 2 op die grond en 2 in die lug. Ek weet nie of plat witboer die tonnels hier gebruik waar as ek nie hier is nie, maar dit gaan nogal woes hierso. As julle volgende jaar hier kom, is daar dalk nog so 2 of 3 by, ons sal nou nie weet nie, nê. Maar baie welkom julle ouens. Right. Hoekom praat ons van moedersaadproduksie? Wie kan vir my sê wat is moedersaad? Hoe verskil moedersaad van gewone kommersiële saad? Right. Kom ek vertel gou vir julle, teelersaad is ons hoogste generasie saad. Teelersaad is seker die duurste saad en die saad wat daar die meeste tyd en energie ingegaan het. Teelersaad is die saad wat ons van 'n teeler af ontvang van 'n maatskappy. Nou om 'n variëteit of 'n ouer lyn te teel kan van 1 jaar tot 8 jaar tot partykeer 12 jaar vat om by 'n spesifieke lyn uit te kom. En daai is baie kosbare saad. Ons ontvang daai teelersaad in 'n klein pakkie en ons op versoek van ons kliënt sê hulle maar produseer vir ons moedersaad. Nou hoe verskil moedersaad? Moedersaad is die volgende generasie na teelersaad wat ons dan produseer om genoeg saad te hê om op die ou en vir u in 'n kommersiële produksie saad te kan hê. En dit is wat in hierdie tonnels gebeur. So dis net op versoek van 'n kliënt. Hoekom Suid-Afrika? Ons het begin met 'n skamele 5 tonnels, ons trek op 37 tonnels. Ons produseer hier in Calitzdorp en dan het ons ook 'n proefgrond bo in Vryseburg. Hierso doen ons gewoonlik ons kortdag eie, ons doen nie intermediêre dag eie nie want hy gaan nie hier werk nie, hy gaan nie 'n saadsteel maak nie. 'n Intermediêre dag ei soek meer koue as wat ons hier kan hê. En ook hoogte bo seevlak. Nou Vryseburg lê op 1217, ons lê hier op 246. So dit is die verskil tussen die twee lokaliteite. Alright. Dan gebruik ons hierdie tonnels, dit is 'n 10 by 20 meter tonnel, so dis 'n 200 vierkante meter of 'n 0.02 van 'n hektaar en hulle noem dit super solo tonnels. Dit is die naam van die goed. Ons kom nou al jare saam met hierdie tonnels. Ons koop aan by Highgrove tonnels. Hulle is daar in Grabouw, daaronder in die Kaap. En ons het baie groot suksesse met dit. Soos jy kan sien, hy het 'n ritsluiter of 'n deur aan die een kant en ook aan die ander kant. Ons het nou 'n vraag gehad. Toe vra die persoon, maar hoe kom jy in en uit? En hoe verhoed jy laat bye in en uit gaan? 'n By kan uitvlieg, maar 'n by mag nie invlieg nie. Hoekom nie? Kruisbestuiving, nê. So as ons oopmaak en ons het ons bye pakke aan, dan glip ons in en ons zip hom agter ons stert toe. So ons kan hom nie laat oop staan die hele dag nie want enige insek kan in en uit beweeg. Right. Nou net vir u te verduidelik, hoe werk dit ten opsigte van u op die plaas en ons hier, daar's baie ooreenkomste. Ons ontvang ook 'n pakkie saad, ons ontvang nou net teelersaad, vir u produksies ontvang ons nou moedersaad. Ons maak ook saailinge, ons maak ook bolle. Bolle maak ons als hier op die plaas self. Hoekom? Want aan die einde van die dag doen ons nog steeds seleksies op die bolle.
beteken dit dat die saad wat hier uit die tonnel uitkom, moet so presies wees dat die een ei moet soos die ander ene lyk. Daar kan nie 'n witte of 'n roomkleur of 'n enige kleur wat 'n kleur aftipe is by wees nie. Ons selekteer regtig baie sterk. Daai eie vat ons ook as ons hulle oes die bolle, hulle gaan bo na die stoor toe, daar waar jy gisteraan die funksie gehad het, en ons stoor hulle ook presies soos wat u bolle stoor op die plaas, totdat ons volgende jaar by April maand kom, en dan plant ons weer die bolle. Right. Die spuitprogram, die bemestingsprogram, presies soos wat u gebruik. Daar's nie 'n groot verskil nie. Ons doen ook grondontledings, ons doen drupbesproeiing. U kan sien, ons plant in 'n verhouding van 1 tot 3.75. Dit is ons verhouding hier. Ons mannetjie-rye word ook gemerk as dit in die geval van 'n baster, en dan trek ons nette toe. Hoekom gebruik ons blou nette? Wie kan vir my sê hoekom gebruik ons blou nette? Hoekom het ons nie 'n swart net of 'n roomnet of 'n groen net dalk hier nie? Okay, maar hoekom gebruik ons blou? Okay, koeler. Eengalig. Mooi man. Die bydink is nog steeds ligboom en is blou. Ek hou ook van die blou kleur. Okay, ja, daai is belangrike antwoorde. Daar's 2 redes. Eerstens, hy's koeler. Die aanvoelbare temperatuur binne in 'n tonnel is gewoonlik so omtrent 2 grade koeler as wat dit hier buite is. Die voordeel daarvan is, dit is so vir die by nog steeds kan hy dis werkbaar en werksaam. Dit beteken op 'n dag van 38 grade gaan die by nie noodwendig terug na die korf doen nie om die heuning wat vervloei dalk die korf te ventileer nie. Hulle werk nog steeds en dit is vir ons 'n baie groot voordeel. En dan die ander ding is 'n by herken blou in sy UV-spektrum, betekende hy doodvlieg teen die rande van die tonnel nie, hy herken blou en hy sien daar's 'n barrier of daar's 'n grens. Dit is hoekom ons blou gebruik. Right. Dan sit ons ook korwe in, ons sit 1 korf per tonnel in. Ons het maar ook wesenlike probleme, partykeer werk die bye in die begin, partykeer werk hulle nie. Ons gee hulle gewoonlik so 3 dae kans, net om hulle self te oriënteer en dan begin ons nou waar te neem, hoeveel bye is daar op 'n kop. Wanneer sit ons bye in? Ons sit gewoonlik bye in die oomblik as ons produksie so op 20% blom is. Dit help nie jy sit dit te vroeg in nie, hoekom nie? Dan ly die bye honger. Goeie antwoord. Onthou daar's net soveel kos in die begin in 'n tonnel. Daar's net soveel styfmeel, daar's net soveel nektar. Ons kan nie te vroeg 'n korf insit nie, want baie bye gaan afsterf. Dit is letterlik van jy het 1 roomys vir 5 kinders en almal wil hom nou eet. So dit is presies hoe dit die binnekant werk en met tyd van 20% af blom gaan die eie redelik vinnig maak hulle oop, die wortels ook en dan begin daar stelselmatig genoeg kos te kom vir almal om te kan leef en te kan oorleef. Ons is hoofsaaklik afhanklik van bye binne in die tonnels. Ons gebruik op hierdie stadium geen ander bestuivers nie. En dan presies soos by u op die plaas, as ons klaar saadset het, die bye word verwyder. Ons doen in die tussentyd doen ons ook rouging. Ons kyk nog steeds vir enige aftipes en dan ook aan die einde van die dag verwyder ons mannetjie-rye. Presies soos by u op die plaas, daar's geen verskil daar rondom nie. Die groot verskil kom in die dag as ons oes. Nou ek het nou gesê ons het in totaal 37 tonnels en onthou ons werk nie met een variëteit nie. Ons werk baie keer met tot tussen 20 en 25 verskillende lyne of variëteite wat in die tonnels geproduseer word. En om daai loetjies uitmekaar uit te hou, dit is ons uitdaging. So wat ons gedoen is, ons oes ook met die hand, met oessakke. Elke sak word gemerk, as ons 1 tonnel klaar geoes het, gaan hy in 'n dorp toe. Nou ons het ook 'n windtonnel, ons sal vir u op 'n volgende boeredag bietjie wys. Ons het ook 'n windtonnel. Ons windtonnel is net aan die binnekant dan nou verdeel op die vloer in kompartemente. Dis hokke van plus minus omtrent 1.2 vierkante meter hokke waarin ons dan daai massa sakke laat sak en die alverskil is met die massa sak versus u massa sak. U massa sak het 'n soliede boom as u die saad lewer en hierdie ou het 'n boom wat 80% skadu net het. So wat gebeur? Ons koppe is nou hier binnekant, die sak hang nou binne in daai hok en die wind word geforseer onder hierdie sak deur. So van die onderkant af stoot die wind dan op en so droog ons koppe.
Ons oes gewoonlik, ons probeer af te rond hier teen die 20ste van Desember elke jaar en dan loop ons die waaiers tot hierso so middel van Januarie. Einde Januarie begin ons te vryf en te wan. Daarbo staan ons nuwe vryf en uitvryf en wanmasjien. Hy is sommer nog nat niet. As jy hom vat, gaan hy afgee. Ons kon hom ongelukkig nie hier stoot nie, want dit is bietjie onstabiel hierso. Maar as jy later 'n tydjie het of wil kom kyk na hom, wat baie uniek van daai masjien is sy skoonmaak is verskriklik maklik. Sy uithaal van sy siwe het ek vir hulle gesê, asseblief manne, ons vat ons baie keer langer om die masjien skoon te maak as wat ons op die ou einde vryf en wan. Jy kan verstaan, so 'n sak gaan baie vinnig deur. As jy hom bo ingooi, dis so dan sy onderuit, maar die skoonmaak vat ons letterlik bitter lank om skoon te maak. So hulle het vir ons die siwe makliker gemaak. Hulle het vir ons van daai droplocks ingesit. Ons kan hom uittrek, ons kan hom blaas, ons kan hom terugsit en ons kan aangaan. So dis maar die klas van goed wat ons na kyk om vir ons die lewe bietjie makliker te maak. Dan hier skuins agter julle, daar in die verte, daar staan 'n weerstasie. Julle sal sien hy het 'n propellertjie aan die bokant. Ons is baie bevoorreg, om hierdie plaas en dan ook bo in Vryseburg het ons nou 'n weerstasie geïnstalleer en dit is verskriklik lekker om daai gereelde data te hê. Dis belangrik vir ons kliënt oor see om te weet wat gaan op hierdie plaas aan. Hulle kry ook hulle verslae, hulle kry ook hulle fotoverslae, presies soos wat ons met produksie wat adviseer op die plaas doen. Ons sit vir hulle die weerdata by en dit is baie waardevol om daai inligting te hê om te weet teen watter temperatuur het die eie byvoorbeeld begin blom of die bye gewerk. Wat ook oulik is van hom is hy sê vir jou hy gee vir jou 'n 24-point voorspelling. So hy sê al klaar vir jou wat môre se weer gaan wees en hy sê vir jou wat die wind met jou gaan doen. So Jannie weet wanneer kan hy spuit hierso en wanneer mag hy nie spuit nie. Hy deel hom in groen zones, in oranje zones en rooi zones. En jy het nou gister al agtergekom hoe die wind hier kan waai. Hy waai jou hemp uit jou broek en van jou lyf af as hy hier deur gaan. Hy is erg. As jy sien hoe sit die stof teen daai tonnel se deur, dit is alles stof wat waai en dit is alles wind. Die wind is regtig baie erg party daar hierso. Ja, is daar enige vrae van julle kant af? Ek wonder aan my hoekom moet daar so baie verskillende soorte eie wees? Behalwe nou kleur is 'n bietjie obvious, maar hoekom moet daar so baie soorte wees? Kan ek eene antwoord? Dis die huisvrouens se skuld. My vrou, as sy 'n oranje ei koop, dan kyk sy nie of 'n Texas of 'n nommer ei of sy koop net daai kleur ei. Sy worry nie oor die res. Kom ek sê vir jou, dit gaan oor 3 goed. Dit gaan oor die vermoë van die produsent om 'n goeie opbrengs te haal. So dit gaan oor dit, maar dit gaan uiteindelik oor die tipe ei. Die tipe ei gaan 100% oor wat se keuses die huisvrou uitoefen as sy in Pick n Pay instap, watter goed sy koop. En al dink jy sy maak nie 'n keuse nie, Pietman, jy is verkeerd. Sy het actually 'n mind. Sy maak 'n keuse. Daar is net 'n pakkie Dit is 'n goeie ene, daai goeie vraag. Ek kom een keer by Fruit and Veg en ek sê vir die ou, maar wat gaan hier aan? Hy sê vir my, Nico, rooi eie verkoop nie in Oudtshoorn nie. Hy sê in wit eie nog minder. Hy sê ons het die wit eie heeltemal van die rak afgehaal. Met watse kleur eie het ons groot geword? Geel en bruin. Ja. Nee? Dis wat ons geken het toe ons kinders was en nog steeds, nê. So die huisvrou, soos David sê, het 'n bepaalde voorkeur vir kleur baie beslis, maar ook om by Pietman aan te sluit is, onthou dis nie net Suid-Afrika nie, daar's baie ander wêrelddele waar ouens voorkeure het, soos Indië, die ooste, rooi eie, klein rooi eie, party groot rooi eie, Amerika wit eie, groot wit eie wat hulle daai blooming onions maak. So daar's verskillende markte en huisvrouens en natuurlik die ou wat hom eet op die ou einde, nê. So en dit is ons voordeel. Ons sien partykeer variëteite wat die wêreld nog nie eers van ken nie, maar 'n ou gaan deur dit alles. Net om so vinnig vir u te sê, en julle gaan dit by Albert hoor ook, ons evalueer tussen omtrent 250 na 300 ouer lyne 'n jaar is net eie. So dink hoeveel eie leef daar buitekant, as ek dit nou so kan stel. Dis nie net 'n Texas Grano of 'n White Grano of so wat ons ken nie. Daar is 'n weierveld as dit, jy weet. Nog enige vrae? Miskien net 'n vraag van my kant af. Ekskuus, ek val jou nou in die rede, maar
Watter groente dink julle is die grootste groentegroep in die wêreld? Wortel. Tomaties. En tweede is eie. Eie is die saad wat naas tomaties die meeste van verkoop word. Volume gewys is dit eie. Waarde gewys is dit tomaties. Derdens is seker mielies, want dan jy pap en steel. En 'n aardappel is nie 'n groente nie. Dis 'n agronomiese gewas. So hy word nie geag as 'n groente te wees. Is dit knol? Nog 'n vraag? Dit is regtig baie skoon van een variëteit na 'n ander een toe skuif. Daai stuitmeel aan die by, hoe lank is daai is isolasie al dit? Die slim mense sê vir jou gewoonlik 'n by is 'n baie skoon insek. So as hy ingaan met styfmeel aan sy liggaam binne in die korf, probeer hy maksimaal afval binne in die korf en hy kom uit relatief skoon. Ons gebruik nooit wat ons skuif van een tonnel na 'n ander tonnel toe nie. Ons gebruik gewoonlik byekorwe wat van of fynbos afkom of van canola afkom. So ek sal sê 'n ou moet veilig speel. Ons kan by UZ luister daaronder by die bye, dit sal sy vir beslis kan antwoord, maar ons skuif nooit tussen tonnels nie. Ons kry nuwe korwe elke keer in, ja. Die vraag het nou daar opgekom en daar was nie onder andere ook 'n baie ou gewees wat dit geantwoord het. Dit gaan mos nou oor hoe lank oorleef die styfmeel en hoe skoon maak die bye mekaar, soos wat Nico verwys. Maar die algemene beginsel is dat dit so rondom ten minste 48, ek dink langer, dalk 72 uur wat jy dit nie moet doen nie. Maar ons sal nooit eie na eie skuif nie. Ons sal wortels van eie na wortels skuif of van lenteie na eie, maar nooit ook nie van eie na lenteie toe nie, want daai styfmeel dra oor. Maar ons sal altyd of van vrugte na lenteie. Ons sal nooit tussen dieselfde spesies bye skuif van een land na 'n ander nie. So hier is een van daai goed as jy weer deur die Klein Karoo ry, of deur die Karoo for that matter. Weet net, tussen daai berge en koppe, daar waar jy nie kan sien nie, staan daar waarskynlik 'n klompie eie. En dis wat daai boere op hulle plase help hou. So, net vir interessantheid, linkie bo of hier onder, miskien jy ook 'n eitjie plant. Dis nie van ons spys af, tot volgende keer. Groete.